Liefdevolle Vader, ons is verstom as ons na U liefde kyk. En wees met ons terwyl ons na hierdie ander pragtige gelykenis gaan luister. Die verhaal van Jesus. Ek bid dit in sy naam. Amen. Daar's 'n paar mooi goed. Goddelike liefde, goddelike genade en goddelike geregtigheid. En Jesus probeer dit vir ons te vertel in stories wat hy met ons bespreek. Ons gaan nou kyk na die verlore seun, verlore en gevind. Dit is so 'n mooi verhaal dat dit eintlik 2 afleweringe regverdig. Hy het ook gesê 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê: "Vader, ekskuus pa, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." Is dit nie verwaand nie? Hy wil nou al die erfporsie hê. Sjoe! En hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie lank daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. Hy was ver weg van sy pa se huis gewees. En daar het hy sy eiendom verkoos en losbandig gelewe. En toe die knapie alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy by hom een van sy burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. "Jong, ek het eintlik nie werk vir jou nie, maar asseblief gaan pas die varke op." En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, maar dit was so sleg gewees. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê: "Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om 'n seun genoem te word nie. Ekskuus pa. Maak my soos een van die volk, U huurlinge." Hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Onthou, die vader stel God die Vader voor. Die verlore seun, ek en jy. Hy toe hy nog ver was. Sy pa het seker 'n verkyker gehad. En toe hy nog ver was, sy pa hom gesien. Maar wat sien hy? Ou hemp, 'n stuk in 'n broek, kaalvoet. En toe nog ver was sy vader hom gesien. Wat was sy reaksie toe sy kind sien? Innig jammer, geen verwyt nie. Innig jammer vir hom gevoel. En hom omhels. Daai stinkend gesoen op sy lang baard met sy brandewyn asem. Wat 'n verhaal. En die seun sê vir hom: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir hom, is nou voordat hy by die volk wil gaan bly. Maar die vader sê vir sy diensknegte: Hey, kom gooi so, bring die beste kleed, ek het hom vir my kind daar in die kamer, en trek hom dit aan. En gee ring vir sy hand, en skoene aan sy voet, hy is kaalvoet, kyk net daar. En dan moet trane sê die pa, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. God is vrolik as ons met ons flinters kaalvoete daar by hom aankom. En die oudste seun was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy die musiek, beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe, vra, wat beteken hier? Wat gaat hier aan, jong? Die sê toe vir hom, U broer het teruggekom. O, asseblief. En die vader het 'n vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword.
kan jy hom sien, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien nie al so baie jare, en ek het nooit die gebod oortree nie. En vir my het hy nooit 'n bokkie gegee nie. So hy kan vreeslik jammer. So het ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat hy goed met hoere deurgebring het hy vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Hallo pa, hey, wat gaan hier aan? Toe sê hy vir hom, kind, luister hier so, jy's altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, ou boet, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Die gelykenis van die verlore skaap, muntstuk en seun, verduidelik vir ons die besondere jammerliefde vir die verskillende afgedwaaldes. Hy dek die hele spektrum. Hy los hulle nie in die verplettering nie. Sy tere simpatie en goedheid teenoor die mens wat aan die versoekings van die vyand blootgestel word, is verstommend. Hierdie boodskap help ons om 'n beter blik van God te kry. 'n ander man bel my, hy sê, my vrou sê die Here het haar verlaat. Baie mense voel so. Dit is 'n leuen wat die duiwel vertel. Hy verlaat nie sy slegte kinders nie. Hy verlang om hulle te red. Met wat se oog kyk ons na die mens wat geval het? Ons mag nooit hulle bose dade oor die hoof sien nie. Nee, ons kan dit nie kondoneer nie. Maar wat van die arme, skaam, selfverwytende mens, nadat hy met die eina van sy misdade gepleeg het loop. Hy loop met daai eina. Kyk, sonde maak vir jou seer. Selfverwyd, verloor alles. Wie is wie in hierdie gelykenis? Kom ons kyk. Die verlore seun stel die mens voor wat die Vader se liefde geken het, maar toe toegelaat het dat die ou Satan hulle mislei het. Kom ons lees bidend versigtig om te sien wat Jesus vir die individu wil vertel. Hy het nie 'n verantwoordelikheid teenoor sy pa getoon nie en nooit dankie gesê nie. En dan het hy die vermetelheid om die helfte van sy pa se boedel het nie 'n saak met môre nie. Hy wil vandag lewe, vandag geniet. My ouma het altyd gesê, laat ons eet en vrolik zijn, want morgen sterven wij. Hy wil nou gaan jol. Op die plaas is daar niks nie. Kan jy die skok en verbasing en die pyn in sy pa se gesig sien? My arme kind, wat vra jy nou vir jou pa? Het is baie wat jy vra, ek gaan jou baie mis, my kind, ek kan nie sonder jou leef nie. Ag pa, ek sal kom kuier, it's alright. Met trane en baie pyn het pa het internetoorbetaling gedoen en weg is hierdie mannetjie. Het is moeilik om te glo dat die lewe so vry en heerlik kan wees. Hy is op pad na daardie ver land waar niemand vir hom gaan voorskryf nie. Hy kan nie wag om by die eerste 5-ster hotel in te boek nie. Die kelners het lank oor die voetjie gepraat wat hulle gekry het. Die geld loop. Waar kuier hy? Waarin stel sy nuwe maats belang? Hoe lank kon sy luukse losbandige lewe bekostig word? Sy iPhone en Maserati en toe die plakkerskamp riool en varke. Woorts. Hoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is.
Het hulle dwaas geword? Is daar vandag nog sulke slim, onnozele jong manne en jong dames? Dwaas geword. As jy nie sekere waardes het nie, tel jy moeilikheid op. Die rykdom wat hy selfsugtig van sy pa geëis het, het hy op prostituie uitgemors. 6. Die mooi van sy jong mens lewe, weg. Hy's 'n wrak. Sy kosbaarste jare, sy intellektuele krag, sy rein jeugdige drome, die geestelike sy aspirasie, is weg. Alles is in die vuur van welis verbrand. Al wat oor is die as van selfverwyd. Ek het een keer 'n ou predikant in Oos-London besoek. 17 jaar gelede is sy kind die pad gevat. Iewers in Amerika. Hulle hy en die ou tannie bid elke dag en hulle huil elke dag vir die kind. 'n Kind is baie werd. Mense het van hierdie niks net skobbejak seun geskinder. Sies, weet julle wat het hy gedoen? Dis nie wat sy pa vir hom 'n gedagte gehad het nie. Hierdie uitvaagsel verdien die vader se toorn en ook om verwerp te word. En toe hy alles deurgebring het. Jaguar is weg, sy tyddeel is weg. Sy bank is leeg. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Sy maatjies is weg. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. Ek wonder hoe hy die werk gekry. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Hy het seker soos 'n vark gelyk vir hierdie man. Pas my varke op. En hy het verlang om sy maag te val met die pele van die varke eet en niemand het aan hom gegee nie. Ken jy iemand wat al by die varke was? Was jy miskien met die varke gewees? Stink, maak so snaakse geluid. Vir 'n Jood was dit 'n gaga-werk. Die laagste indiensneming wat jy kon kry. Hy kon nie laer geval het nie. Hy het homself soos 'n vark gedra. En nou assosieer hy hom met varke. En sy pa bid, weet nie waar sy kind nie. Here, mag hy toch terugkom. Maak nie saak hoe hy lyk nie. Sy eie ongeregtighede vang hom. Die godlose. En in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Hy sal sterf deur gebrek aan tug. En deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Die glans en die klatergoud wat hom gelok het verdwyn. 'n Swaar ketting van selfverwyd hou hom in 'n ander soort tronk. Terwyl hy in daardie land van hongersnood sit. As die varke sy enigste metgeselle, sy pelle is weg, die meisiekies is gone. Hy word geforseer om die pele te eet, waarmee die varke gevoed word. Hy moet hulle elke dag voed. Hy pele het nie lekker gesmaak nie. Waar is daar die vriende van hom wat op sy koste geëet en gedrink het? Hulle was net daar toe hulle op hom kon teer, sponge is die Engelse woord. En nou is hulle weg. Sy selfoon is ook weg. Waar is die vreugde van sy losbandige lewe? Terwyl die drank sy gewete stil gemaak het, het hy gedink hy is gelukkig. Maar nou is hy platsak en verskriklik honger. Sy honger is nie gestil nie. En 'n ander honger in hom is ook nie gestil nie. Sy trots is in die stof. Sy naam en moraliteit is daarmee heen. Kan jy 'n meer patetiese situasie beskryf? Sy wilskrag bestaan nie meer nie. En sy fyner natuur is afgestomp.
Van almal onder die son is hy die grootste wrak. Wat 'n weersinswekkende, angswekkende toestand. Alhoewel die sondaar deur die seëninge van die Here omring is sy grootste begeerte om van God ontslae te raak. Hy wil wegwees van sy pa. Oeps. As jy van God weg is, moet jy maar verlief neem aan die varke. Net soos die ondankbare seun eis die sondaar God se goeie gawes. Hy neem dit sonder ondankbaarheid te toon en hy lewer geen liefdesdiens nie. Soos Kain homself van die teenwoordigheid van die Here verskoon het en 'n tuiste gaan soek het, so die verlore seun na 'n ver land verhuis. So soek die sondaar ook sy geluk sonder God. As jy hom nie het nie, jy niks. Romeine 1:28 en omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle oor met hartseerheid aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. My dierbare vriend, leer hom meer ken, Die sondaar wat sonder God 'n lewe van selfbevrediging leef, verwoes die mooi in sy eie lewe en ook in die lewens van mense om hom. Ek het dit gesien en jy het dit gesien. Hy vermors kosbare jare en skaad sy hart en verstand. Hy maak homself geestelik bankrot en loop die ewigheid mis. Die mens wat homself van God skei, dien homself, en dis gevaarlik, hy word 'n slaaf van die wrede mammon. Die mens wat vir omgang met God en die engele geskep is, hoe tragies, verlaag homself tot die vlak van aardse en dierlike drange. Ons moet konings wees en nie uitvaagsels nie. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, sê Jesaja? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Dis wat God van ons wil hê. Daar kom 'n tyd wanneer 'n mens jou ellende besef. Alleen in 'n ver land roep jy hartverskeurend uit. Die groot liefde van God verlang voortdurend na sondaars wat hom versaak het. Jy het gekry. Sy groot liefde verlang na mense wat hom versaak het. Die samelewing doen dit nie. Maar God is anderste. Hy doen alles om daardie verwoeste lewe weer in die Vader se liefdevolle, veilige huis te kry. In sy uiterste ellende het die verlore seun tot homself gekom. Hallo, waar sit ek? Tot homself gekom. Waar jy kyk en jy besef, jy het 'n gemors gemaak. Satan se mags verbreek toe hy tot homself gekom het. Onthou, die Satan is 'n leienaar en 'n moordenaar. Toe kom hy tot een inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, 'n klomp van hulle, as hy se vir hulle gebou, en hulle het almal oor genoeg kos, bakke kos, en hier vergaan ek van honger, en hy chonk eers 'n ruk, en toe sê hy, ek sal dadelik na my pa toe teruggaan. Hy reik al, hy put toe pap van sy pa se kombuis. Miserabel en mislukkend soos hy was, het die verlore seun hoop in die besef van sy vader se liefde gevind. Ag, pa was altyd vir my so goed. Hy is so lief vir my. Ek sien nog die trane toe ek sê ek wil my boedel vat. Hy het daar net gesnik en ek is daar weg. Ek kon nie weer teruggekyk het na hom nie. Dit was daar die einste liefde wat hom huis toe laat verlang het. So baie mense wat die Here dien en dan verloor hulle die pad. Onthou die liefde wat jy gehad het, gaan terug. God is ryk, skatryk, onbegryplik
in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Hy is skatryk. Sy vergifnis ken geen einde en sy liefde kan nie beskryf word nie. God se goue ketting van genade, meegevoel en oneindige goddelike liefde word om elke berouvolle sondaar geplaas. Dis 'n mooi beeld. Luister wat sê hy. Die Here het aan my verskyn in die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierendheid. Maak nie saak in watter geestelike toestand jy is nie. Luister na 'n stem. Nie na Satan se nie, luister na 'n stem. En kom terug. En hy het opgestaan. Hy het so kyk na die varke gegee. Hy moet maar gehyk het. En hy sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, sit die ou baas op die stoep met sy verkyker. Sy vader hom gesien. Maar wat hy gesien het nie wrokke by hom uitgelok nie. Innig jammer vir hom gevoel en gehardloop om hom te omhels. En hy soen daai kind. Maar die vader kyk verby die sies en hy gee vir hom liefde. En hy sê, kan jy teruggaan? Kyk hy verby die siek, die sies en die stink. En die babbel as asem. En hy soen ons. En hy het homself voorgeneem om sy sondes te bely. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek weet ek is nie meer werd om die seun genoem te word, ek het die naam deur die modder gesleep. Maar dan voeg hy by, wat daarop dui dat hy nog nie die liefde van die Vader volkome begryp het nie. Ek is nie meer werd, sê hy vir sy pa nie. Ek weet, mense het van my geskinder. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maak my soos een van die volk, hierlinge. Het vir hulle sulke mooi ou huisies gebou. Ek wil daar by hulle gaan bly. Ekskuus pa, ek kan nie meer by pa bly nie. Ek is dit nie werd nie. Hy los die varke en die pele en hy vat die pad terug na sy pa toe. Hy is flou van die honger. Tog. Pa se boetepap. Maar beer dapper vorentoe. En moet langs die pad sit en asem skep. Sy flintertoying stink al. Sy ellendige toestand het sy trots oorwin. Met trane in sy oë stap hy voort om vir sy pa te vra of hy op die plaas soos 'n diensknegt vir hom kan werk. Die plek waar hy vroeër as seun bekend gestaan het. Hy wil net daar wees. Hy het geen idee van sy pa se seer, verlangende hart gehad, toe die dag daar weggestap het nie. Sy pa se verlange was so groot, as wat sy liefde vir sy seun was. Jy weet hoe liewer 'n mens vir jou kind is. Hoe groter is jou verlange na jou kind. As ons kind gaan kuier en sy daar gestaan en waai, dan kyk ek in die spieeltjie. En sy chunk en ek chunk. Terwyl hy in die verland rondgejakker het ek geen idee gehad van die donker, pynlike skaduwee wat oor sy pa geval het nie. Terwyl hy met daardie seer bloeiende voete die opstal nader, en hy's bietjie senuweeagtig, is hy onbewus van die feit dat iemand hom sien aankom het. Want jy kan nie so ver met 'n gewone oog sien nie. Nee, daai sterk verkyker van die Vader het hom gesien. Volgende keer. Wat se ontvangs het die troster van sy pa ontvang?
Het sy pa hom vasgevat en vertel hoe hy hom moet gedra, as hy ooit besluit om terug te kom. Maar jy bly daar by die volk, hoor? Kom luister na een van die grootste openbarings van God se liefde vir sondaars soos ek en jy. Dis 'n goddelike fees vir berouvolle sondaars. Liefdevolle Vader, ons verstaan nie mooi nie. Ons is na daai ver land toe en ons het by die varke geëindig. Maar u liefde het ons teruggetrek soos 'n magneet. Dankie dat u soek na sondaars en hulle red. In Jesus naam, amen.